Hi almal, welkom by ons aanlyn diens. Dis lekker om jou saam met ons te hê. Ons is besig met ons reeks oor die vrug van die Gees en is net amazing wat die Here in ons harte kom losmaak het die laaste paar weke waarmee ons besig is. Net op dit, maak seker jy kry by ons oggenddiens stream, kom daarby ook uit ons. By al ons dienste, oggend en aand, deel ons oor verskillende vrugte van die Gees. So maak seker jy kom daarby uit en voordat ons na amazing woord van Werner gaan luister vanaand. Kom ons gaan net in 'n tyd van worship in en ek wil jou aanmoedig. Laai net jou hart en alles waarop jy fokus. Vergeet vir 'n oomblik daarvan en kom ons vat hierdie paar songs en fokus op die Here en dit wat hy in en deur ons lewe en deur hierdie reeks wil doen. Enjoy. To love you. You are good and you are kind. You bring joy into my life. You make it easy to trust you. You
have never left my side. You've been faithful every time. And all I want is you, Jesus. All I want is you. You are the refuge I run to. You are the fire that leads me through the night. I'll follow you anywhere. There's a million reasons to trust you, nothing to fear, for you are by my side. I'll follow you anywhere. Oh Jesus, you came to my rescue, took my place upon that cross. You redeemed what I had lost. Now my whole world revolving around you. You're the center of my life. You're the treasure, you're the prize. And all I want is you, Jesus. All I want is you. You are the refuge I run to. You are the fire that leads me through the night. I'll follow you anywhere. There's a million reasons to trust you, nothing to fear, for you are by my side. I'll follow you anywhere. Follow you anywhere. Whoa, I'll follow you anywhere. Whoa, wherever you lead me, whatever it costs me, all I want is you, Jesus. All I want is you. Wherever you lead me, whatever it costs me, all I want is you, Jesus. All I want is you. Wherever you lead me, whatever it costs me, all I want is you, Jesus. All I want is you. You are the refuge I run to. You are the fire that leads me through the night. I'll follow you anywhere. There's a million reasons to trust you, nothing to fear, for you are by my side. I'll follow you anywhere. Follow you anywhere. Whoa, I'll follow you anywhere. Whoa, follow you anywhere. Baie welkom. Ons gesels weer vandag oor die vrug van die Gees en vandag wil ek bietjie met jou gesels oor vriendelikheid. Nou, ongeag jou kultuur, ongeag jou taal, ongeag wie jy is en waarvandaan jy kom, is vriendelikheid is wat ons
almal besit. Vriendelikheid besit ons almal. Maar vriendelikheid gets lost in translation. Jy sien, ons kan vriendelik wees en dan kan ons vriendelik wees. Ons kan vriendelik wees met die oortuiging van om mense te ontmoet en om vriendskappe te begin. Dan wil ek jou vat na die volgende skrif toe. En hierdie is 'n storie in die Bybel wat my lewe so gegryp het toe ek voorberei het. En ek wil jou vat na Matteus 26 toe. En die hele storie gaan oor Jesus se laaste paar ure op aarde. Nou, jy kan letterlik die hele 26, vers 26 in Matteus gaan bestudeer en lees en ek wil so vinnig net die storie vertel. Nou, Jesus loop al vir 2,5 jaar saam met 12 mense op aarde en in hierdie tyd vra sy disippels en hulle connect en wat is die koninkryk en hulle probeer die koninkryk van die Here 'n hele nuwe verstaan van God se hart deur Jesus begryp in hulle eie lewens. En Jesus vat hulle en hulle gaan sit in 'n vertrek en dis waar hulle die laaste ete het. En toe hulle instap, is Jesus al klaar binne en hy's op sy knie en hy het 'n lap en Jesus wat die rabbi is. Nou, jy moet verstaan wat 'n rabbi beteken in die Joodse kultuur. Dis 'n leermeester, dis 'n een waarna ek opkyk, dis die een wat ek volg, dis die een wiese wat hy dink, hoe hy lewe leef, hoe hy lewe interpreteer, is wat ek in my lewe wil doen, as volger. Nou hierso kom hulle in hierdie vertrek en ewe skielik sit Jesus op sy knie. Daar's 'n waterbak en hy begin hulle hande en hulle voete te was. Eerstens kom Petrus en hy sê, "Jesus, Here, moet nie my voete was nie, jy is die meester, jy's die een wat ons value, jy kan nie my voete was nie." Hy sê, "Petrus, as jy weet wat ek vir jou lewe gaan doen, dat ek vir jou sonde gaan sterf, as hy besef wie ek vir jou is, en Petrus gaan sommer, was sommer dan alles, okay? Terwyl hy besig is, doen dan sommer die hele lyf. En Jesus sit en hy begin, wat ons vandag ken as die nagmaal, hy breek die brood en hy sê, hierdie is my liggaam, drink hierdie wyn, my bloed vir julle, en dan kom openbaar hy, dat daar iemand in hierdie vertrek is, hierdie vriendekring, wat 2,5 jaar die foundation van ons geloof mee gejourney het. Een van julle gaan my verraai. En almal is soos, Jesus, wie gaan dit wees? Wie gaan dit wees? En Petrus sê, nee, ek gaan glad nie. En dis amper, wie kan dit wees? Hoe kan ons so iets doen aan ons rabbi? En jy sien hoe in Matteus 26, hoe Judas opstaan en uitloop, en fast forward so 'n bietjie, waar Jesus in die tuin van Getsemane sit, en hy begin bid tot die Vader, en hy vra vir sy disippels, vir Petrus, om saam met hom te kom bid, paar van sy disippels om saam met hom te bid. 2 keer raak hulle in die slaap. 2 keer in die diepste nood van Jesus se lewe, raak sy disippels aan die slaap. En toe hy wakker is, of toe hy terugkom, toe kom Judas, en jy lees hom hierso vanaf vers 45 na 49, toe Judas met die priesters gaan reël, dat hulle hom gevangene moet neem. En hulle kan 'n paar soldate en goeders bring, die een wie hy sê, rabbi, hy is die een wat die Messias is. Hy is die rebel van die Joodse geloof, en hulle moet hom vang. En ek wil hierdie skrif lees in Matteus 26, vers 49. Judas het reguit na Jesus toe gegaan en gesê, "Môre rabbi," en hom gesoen. Judas stap na Jesus toe met 'n vriendelike stem, "Goeie môre leermeester, volger,
maar een vir wie ek opkyk na, my leier, en hom 'n soen gegee. Maar Jesus sê vir hom, vriend, doen wat jy gekom het om te doen. Jy sien, Judas was vriendelik met Jesus gewees, maar die vriendelikheid het nie gegaan oor die vriendskap wat hy en Jesus het nie. Die vriendelikheid het gegaan. Party sal sê die liefde vir geld. Party sal sê dit was die geloof, dat hy teen die Joodse priesters gegaan het. Party sê dat dit vir hom gegaan het oor 'n baie sterk politieke slag, maar die vriendskap het nie gegaan oor die verhouding tussen Jesus en Judas nie. Jy sien, ons kan vriendelik wees en ons kan maskers opsit met 'n smiley face op en ons kan net vriendelik wees met mense, maar agteraf is ons besig om mense te beskinder. Agteraf is ons besig om die glorie van die Here te beskinder en te verkleineer. Jy sien, ons twee vriendelike. Daar's twee maniere om vriendelikheid te doen. En ek vat jou na die volgende skrifvers toe in Lukas 19 en is die storie van Jesus wat deur Jerigo loop en daar's net mense en 'n skare en op 'n stadium is daar so 'n kort klein mannetjie wat deel is van die gemeenskap, maar niemand hou van hom nie. Want hierdie mannetjie kom steel geld. Hy's 'n tollenaar. Hy vat mense se belastinggeld en klink dit nie bekend nie. En hy gebruik dit vir sy eie gewin. Hy vat mense se geld en dit gaan nie oor die verbetering van die gemeenskap nie, maar vir sy eie wins. Jy sien, ons almal ken sulke mense in ons lewens wat mense dalk 'n cheat is. Die prentjie van hulle vat net van ons. Daar's nooit 'n wederwysige respek na mekaar toe nie. Jy sien, op daai stadium met die tollenaars was nie die geliefde mense in die gemeenskap nie. 'n Tollenaar was 'n uitbuiter. Was amper die een wat mense te neergedruk het op 'n finansiële vlak. Neergekyk op mense. Saggeus gaan en hy klim toe op die boom en sê, wie is hierdie mens wat almal so ophef? En soos Jesus in Jerigo inloop, stap hy na Saggeus toe, wat in die boom sit. En hy sê, Saggeus, klim af, want ek kom na jou huis vanaand. Ek gaan vanaand by jou eet. Jy sien, dit was so skok vir die Joodse kultuur, dat 'n rabbi by 'n tollenaar gaan sit. As jy gaan kyk na Jesus se aanklagtes op sy lewe, waar hy by ouens wat dronk is, gaan by sy plappe, is hy voor aangekla, omdat hy vriende is met sy plappe, omdat hy vriende is met prostituie, omdat hy vriende is met tollenaars, en ewen sy volgers was tollenaars gewees. Jy sien Jesus se vriendelikheid op 'n ander vlak. Jy sien op 'n ander geleentheid waar Jesus stap met sy disippels en hy stuur hulle in dorp toe om kos te gaan haal en hy's moeg en hy gaan sit langs 'n waterput en dan kom 'n Samaritaanse vrou daaraan wat 5 verskillende mans gehad het. En Here sê vir hy as 'n rabbi, as 'n Joodse rabbi, gaan na 'n Samaritaanse vrou toe. Nou, in ons konteks waar ons vandag leef, is dit 'n groot understanding wat ons moet hê, is die mense wat ons die minste van hou. Die mense wat ons die minste respek voor het. Het Jesus gekom en hy het gesê, ek het die meeste respek voor. Ek maak hulle my vriende. Jy sien, vriendelikheid is 'n plek waar ons dra vriendelikheid
En ek sien dit soos vriendelikheid is hierdie grond, sodat verhouding gebou kan word. Is Moeder Teresa sê, world peace starts with a smile. Is om net vriendelik te wees met die persoon oorkant jou. En daar's twee verskillende vriendelikheid. Het ons 'n Judas, dra ons 'n Judas masker en ons is vriendelik met mense, of het ons iets van Jesus se gesindheid, Jesus se karakter in ons lewe? Hoe het hy dit gedoen? Wat het Jesus vir ons kom wys deur middel van om vriende te wees met tollenaars? Wat het hy vir ons kom wys? En Paulus praat in Galasiërs, en ek wil hê jy moet saam met my in hierdie skrif lees, is Galasiërs 3:26 tot 29. Is deur hierdie geloof in Christus Jesus, is julle nou almal kinders van God. En as ek en jy onsself sien as kinders van God, die een, ek en jy, wat sy liefde ontvang het, Johannes 3:16, want so lief het God die wêreld gehad, die wêreld, die mense wat in hom is. Ek het hulle almal lief, sodat die wat in my glo nie verlore mag gaan nie. Die feit dat ons daai liefde as Christene aangeneem het, sê ons is almal nou kinders van God, want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of 'n vry man of vrou is nie. In Christus Jesus is julle almal een. So almal is een. Jy sien, ek en jy wat ons harte, wat Christus se verlossing en sy liefde aanvaar het tot ons lewe, het 'n onvoorwaardelik liefde ontvang vir dit wat ek verkeerd gedoen het. Vir dit wat ek nog gaan verkeerd doen. Jy sien, Jesus is vriendelik met my in elke liewe gesprek deur sy genade. En dis die eerste ding wat hy aan ons kom openbaar het, is gee ons genade vir mekaar. Het ons die vriendelikheid in ons wese, spring ons vriendelikheid uit die genade wat ons het vir mense, soos wat ons het gekry het van hom. Dra ons genade vir mense, is waar ons beweeg 'n omgewing van genade. Die tweede ene is die waarde wat Christus vir ons kom wys het. That the glory of God is man fully alive in Christus Jesus. Is die feit dat ek en jy sy ambassadeur kan wees en ek kan aanhou skrifverse opnoem hoe Jesus die verteenwoordiger is van my en jou. Die feit dat ek en jy deel is van sy liggaam. Is ons vriendelik, ons vriendelikheid 'n Judas masker wat ons dra? Of is ons vriendelikheid gebore en gewortel in dit wat Christus vir ons kom wys het? Vir dit wat hy vir my en vir jou kom gee het. Die waarde van mense. Die waarde van 'n Samaritaanse vrou, ongeag wat sy gedoen het. Jy sien, Jesus het aarde toe gekom om dit wat God geskep het in Genesis 1:26, is kom ons maak mens. Kom ons maak mens in ons beeld en ons gelykenis. Jy sien, ons het mekaar begin dien vir die gedrag wat mense doen. Ons is vriendelik en ek sal net vriendelik wees as jou gedrag dit toelaat dat ek vriendelik met jou kan wees. Jy sien, maar Jesus het aarde toe gekom met die verstaan van die heerlikheid wat ek en jy dra. Die beeld wat ek en jy eintlik is. En dis in die vriendelikheid wat hy gewys het, wat 'n deur oopgemaak het, sodat ons vriendskap kan hê. Wat steel daai vriendelikheid van ons lewens? Jy sien, dis soos mense goeders begin verkeerd doen aan ons. Dis soos hulle ons te nakom, wat ons genade eenkant sit. Dis hoe ons waarheid begin eenkant sit. En is hoe ons die heerlikheid van die Here begin eenkant sit.
En dan stoor daar 'n bitterheid in ons hart op, wat ons naderhand een mens se fout projekteer op 'n ander mens, en ewe skielik dit weer vat en na 'n volgende mens en 'n volgende mens en 'n volgende mens, en dan is ons naderhand so bitter dat ons voel dat die mensdom verlore, weg, kwaad, verkeerd, sleg is. Jy sien, bitterheid, die teenoorgestelde van vriendelikheid is bitterheid. En bitterheid is nie, is wat my kwaad, is wat my bitter maak, is wat my affekteer. Nie die ander persoon nie. Is wat ons affekteer. Jy sien, as ons waarheid en God se heerlikheid en sy genade in ons lewe insit en dra, as ons gewortel is in dit, dan is ons vriendelikheid 'n vrug van dit wat Christus vir ons kom gee het. Ek wil vandag vir jou vra, wie is jou Saggeus? Wie is die persoon wat die vriendelikheid en die vrede en die vreugde wat in jou hart is, kom vat het en jou hart bitter gemaak het? Wie is die cheat? Wie is die pa wat nooit daar was nie? Wie is die kind wat nooit luister nie? Wie is die vernoot wat geld steel, wat geld vat van die organisasie? Wie is die onderwyser wat woorde oor jou spreek wat leuns is, wat nie goed is in hulle werk nie? Wie is die werkgewer wat mislik is, wat nie respek het nie? Wie is die werknemer wat nie sy werk doen nie? Wat die Here vandag wil kom sê is, hoe kyk ons? Na wat kyk ons? Kyk ons na die beeld van God en wat hy geskep het? En ons het nodig om die daad en die waarde van mense te skei. Sê, ek gaan die waarde dien. Ek gaan die Here se waarde gee. Ek gaan vriendelik wees, maar ek gaan waarheid kom bring. Jy sien, dis waar honor begin in 'n werksomgewing. A culture of honor. Ek en jy hoef nie saam te stem nie. Ek en jy hoef nie ooreen te stem nie, maar ons hoef nie lelik te wees. Ons hoef nie mekaar te beskinder as gevolg van dit nie. Ek kan nog steeds vriendelik wees. Wie is jou Saggeus? Wie is die Samaritaanse vrou wie se waarde jy verloor het? Jy het vergeet, wat is die waarde van hierdie mense in my lewe? Dalk is dit jou huweliksmaat, dalk is dit 'n kind, dalk is dit 'n pa, dalk is dit 'n werknemer, dalk is dit jou werkgewer, dalk is dit 'n onderwyser of 'n dosent. Wie se waarde jy nie meer deur God se oë kan sien nie. Ek wil vandag vir ons afsluit en daai mense voor die Here sit en te sê, Here, jy het hulle geskep in jou beeld en jou gelykenis. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons U kan eer, heel eerstens vir die liefde wat U vir ons gegee het. Here, toe U met die kruis geloop het en verraai was deur U eie volgers, het U uitgeroep, is Here, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Maar nogtans het U ons kruis gedra, nogtans het U in ons plek gestaan. En ek dank U vir daai liefde vir elkeen van ons. En Here, ek bid vandag dat U die bitterheid wat in ons lewe ingekom het, dit wat mense teen ons gedoen het, dit wat mense van ons gesteel het, kom bid ek, Here Vader, dat ons dit vir U kan gee vandag. En dat U ons vrymaak, Here Vader, van daai bitterheid, dat U ons liefde weer, U liefde weer in ons harte kan deponeer. Sodat ons met U vryheid kan loop.
sodat ons met 'n blymoedige hart vriendskappe kan bou. En ek bid vandag, Here Vader, dat U Gees harte kom genees. Dat U ons oë sal kom verander, dat ons mense sal sien deur U waarde. Dat ons soos U kan sê, want so lief het ons hierdie wêreld gehad, dat ons dit kom dien. Nie van die vriendelikheid van ons eie lewens nie, maar deur die liefde, die waarde wat U vir ons gegee het. En dankie Here dat ek dit kan bid vir elke liewe persoon vandag. In Jesus naam. Amen. Amen. Your love was the spark that would set my spirit alight. Your love was the anchor from heaven to not just survive. Your love was the compass at sea when stars moved aside. Your love chased me down and it found me when I tried to hide. And oh, the wonder of your love pouring out on us. Jesus, you have made me whole. Your love let the crown of creation stand in the light. Your love shoved the darkness aside. Your love made it right. Your love made a way so the slave would rule as a king. All evil was brought to its knees, oh, but your love would bring. And oh, the wonder of your love pouring out on us. Jesus, you have made me whole. And oh, how precious is your love pouring out on us. Jesus, you have done it all. You lifted me up. Your love chased me down. Your love took my shame and turned me around. You lifted me up. Your love chased me down. Your love took my shame and turn me around. Oh, you lifted me up. Your love chased me down. Your
precious is your love, pouring out on us. Jesus, you have done it all. You lifted me up. Your love chased me down. Your love took my shame and turned me around. You lifted me up. Your love chased me down. All praise to the King, whose love I have found. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Yeah, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. 'Cause you are good, you're good. Whoa, you are good, you're good. Whoa, you are good, you're good. Whoa, you are good, you're good. Whoa. You're never gonna let me down. 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 You're never gonna let me down.
gonna sing of the goodness of God. Yeah, I'm gonna sing of the goodness of God. Yeah, I'm gonna sing of the goodness of God. Mag jy, soos wat jy die grootheid en die eindelose mag van God se liefde beleef, mag dit 'n uitvloei kry in jou lewe en na mense buite toe, en soos wat jy vriendelikheid wys aan ander, wat hulle sal gekonfronteer word met die Here se liefde. Nou, daar's 'n paar exciting goed wat afskop, en veral iets wat ons elke jaar hierdie tyd begin inskrywings opvat, en dis ons City Changers Equipping Program, CCEP. En dit is 'n amazing program wat jou gaan equip net vir dit waarvoor die Here jou geroep het en waar jou geroep het. Maar om jou meer te vertel, kyk gou na hierdie video. Discover your real identity in Christ. Understand true intimacy with God. Live a life of integrity. Ignite your compassion. Live your calling and find your contribution. Understand your worldview. Impact your workplace and bring wholeness to society. CCEP is a place where you grow and develop as an effective city changer. We build community through small groups, practical activations, and worship. The Word of God is imparted through powerful teaching by Doxodeo leaders. We close the gap between theory and practice with practical application every week. Join our learning centers at Doxodeo Brooklyn, Helderberg, Langeberg, Artuo, Framesby, Raslouw, Hartbeespoort, Kameeldrift, and AFM Groblersdal. We are also thrilled to present our new online learning center commencing in 2021. Enroll today to become the city changer God intended you to be. Maak seker jy kom daarby uit en skryf in vir volgende jaar, dit gaan jou lewe verander. In hierdie tyd is dit so belangrik vir ons om ietsie van ons generosity nie te sal verloor nie. Ek dink dit kan so maklik wees dat ons so gefokus is op ons eie klein boksie, dat ons vergeet dat die Here ons geroep het om regtig vrygewig te leef met ons tyd, met ons tye en ons resources. En ons wil jou nou die geleentheid gee. As een van daai areas is wat jy nou op jou hart voel, ietsie van jou resources is wat jy wil invest in die Here en net ietsie wil bydra aan dit waarmee hy besig is, gaan gerus na ons website toe of na die detail hieronder toe en maak seker jy verloor nie daai aspek net van jou verhouding met die Here nie. En bless julle. Mag julle 'n amazing week. Onthou, ons kom fisies by die kampus ook by mekaar. Jy kan gaan registreer jou plek by ons website en ons hoop ons sien jou een van die dae hier. Wat tot dan, kyk gerus, hou aan kyk online, gaan share hierdie, subscribe op ons channel. Bless julle. Die doop is 'n verklaring van my identiteit in Christus. Ons doop nie klein of groot nie, maar gelowig is. Wil jy gedoop word? Dan nooi ek jou na ons doopgesprek op Zoom en ons kom fasiliteer die doop in veilige omstandighede by 'n huis. Preparation for Parenting is 'n kursus wat nuwe ouers toerus om die eerste 5 maande van hulle nuwe bonneltjie te oorleef met gerusheid, bevoegdheid en vreugde. Die kursus gee praktiese riglyne en help ook om realistiese verwagtinge te skep. Fusion is offisieel weer aan die gang en ons is super opgewonde om dit te noem. Ons wil jou tiener uitnooi as hulle nog nie ons gejoin het op 'n Vrydag aand 6uur hier by Doxodeo Brooklyn vir 'n jeugdiens waar ons deel in die woord, in worship en in community. As jy wil registreer, daar's slegs 50 plekke, maar gaan asseblief op die Doxodeo Brooklyn website op die kalender. Jy sal die link daar kry en gaan registreer vir elke tiener. Al die maatreëls is in plek, so jy kan seker wees jou tiener is veilig by ons.
Ons wil jou uitnooi na 'n amazing aand van lag, leer en groei saam met jou man of vrou op 18 September. Ons bied 'n aanlyn huweliksaand aan met internasionale sprekers en die beste deel is, dit is heeltemal gratis. Registreer op ons kalender op ons webwerf om jou plek te verseker.